Goeiemôre broers en susters. Ons begin ons openlike verklaring, ons votum, in die woorde van Psalm 25. Tot U, Here, rig ek my. My God, op U vertrou ek. Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Maak my U wil bekend, Here. Leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin. Want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan as in ons saam lied 464, vers 1 tot 4, en die wonderlike woorde, as mens die werke van die Here aanskou, dan kan mens nie anders doen as om 'n lofstem uit te breek en die Here se naam groot te maak. Ons staan as in ons saam lied 464, vers 1 tot 4, en daarna bely ons saam ons geloof.
Ons bely nou saam ons geloof van die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis wat die Gees ook in ons harte werk. En direk daarna gaan ons bly staan en sing ons as deel van ons belijdenis, Psalm 113, vers 1 en vers 2. 'n belijdenis oor wie die Here is, dat hy het oor die hele skepping het hy mag, dat God se grootheid het geen gelyke nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons verootmoedig onsself nou voor die Here, deur die wet van die Here ook aan te hoor, onsself daaraan te meet in ons lewe, en jy is die groot sonde in ons lewe raak te sien, en die groot genade ook wat die Here vir ons in Christus het. En direk daarna, terwyl ons bly sit, sing ons saam Psalm 65, jy is hierdie woorde, ons kom ons skuld bely, na U is ons verlange, en van ons sondes, maak U ons vry. Eksodus 20. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal nie een in sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag
is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. En jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U Here dat ons op hierdie opstandingsdag van ons Here Jesus Christus deur U Gees bymekaar gebring word om te aanbid. Dat ons U kerk kan wees, dat ons die liggaam van ons Here Jesus Christus kan wees, en dit nie uit onsself uit nie, nie uit ons eie wil en eie strewe nie, maar alleen omdat U die groot genade aan ons bewys het, dat U ons U kinders maak, dat U Seun vir ons gegee het, en dat hy sy lewe afgelê het en vir ons in die kruis gesterf het. En dit is so kosbaar, so wonderlik om te kan weet wie ons gemaak is. Dat ons as U kudde, U as ons herder ken, dat ons U stem hoor en U volg, dat ons as liggaam gawes het om mekaar te kan dien, dat ons as huisgesin, broers en susters is, dat vir mekaar lief is, vir mekaar omgee. Dit is alles U werk, dit is alles
wat U vir ons gee. En daarom loof en prys is die groot naam. Dat ons kan weet, hoewel ons sondig is en sonde doen, dat by U alleen vergifnis is. Dat ons 'n liefdevolle verhouding saam met U kan leef. Ons bid is tog, Here, dat U in ons harte sal uitwys daar waar daar sonde kleef. Ons opreg sal wandel, sal vra na U wil en sal luister as die Gees ons oortuig van sonde in ons lewe. Dat ons sal bekeer, dat ons sal weet dat U wees is die beste, daar's nie ander wil in ons lewe wat vir ons beter is as dit nie. Kan weet, by U is daar vrede, en by U is daar ook liefde en oorvloed. En ons dank Here vir U saamwees vanoggend ook om U lofsange te mag besing vir hierdie genade. Ek kan bely dat as ons alles sien dat U gemaak het, U werke in die natuur en deur die woord, dat ons nie anders kan nie as met al uitbreek in 'n lofstem en U naam groot maak. Dat ons vanoggend ook kan saam wees om saam na U woord te luister as 'n gemeente, te hoor wat U vir ons sê en onsself ook in gehoorsaamheid vir U te buig, te doen wat U vir ons vra. En daarom bid ons dat U ook nou ons ore sal oopmaak, dat ons gehoorsaam sal luister, dat ons met ontzag voor die woord sal besef, dis die Gees wat praat, en daarom in gehoorsaamheid sal doen wat U vra. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister saam na die woord van die Here in Hebreërs 12. Ek het aangedui vanaf vers 25, ek gaan tog bietjie vroeër begin lees vanaf vers 18. Hebreërs 12, dan vanaf vers 18. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskaal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Maar julle het wel gekom by Sionsberg, in die stad van die lewende God. Dis die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele. By die feestelike samekoms, die vergadering van die eerstgeborenes, wie se naam in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat regter oor almal is, en by die geeste van die wat vrygespreek en wat nou volmaak is. By Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinklingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Pas op, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het, toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom, wanneer ons nie ag slaan op hom, wat van die hemel af met ons praat nie. Destyds sy stem op aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk, dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Want ons, wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. As broers, moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes, asof julle self ook gevangenes is. En dat jy ook mishandel word, as julle self ook mishandel word. Die huwelik
moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou in mekaar, want ontuchtiges en die egbrekers sal na die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Tot sover. Die tema van vanoggend se prediking is dat 'n gelowige moet gasvry dien met die gawes van God. En broers en susters, 'n baie belangrike vraag wat ons vanoggend moet vra, maar hoe gehoorsaam en getrou is ons as gelowiges in hierdie opdrag? Dat ons gasvry moet wees. Ons dink nie noodwendig baie na oor gasvryheid as deel van die goeie werke wat ons in ons gemeente doen nie. Ons dink baie keer aan gestruktureerde gemeentefunksies, samekomste wat gereël word waar ons as gemeente by mekaar kom in dalk hierdie gebou, of elders, of uitreike, of gereelde afsprake, as goeie werke wat die gemeente verrig. Eerder is om daar te dink op 'n persoonlike vlak, dat ons as medegelowiges goed doen, deur gasvry teenoor mekaar te wees. En tog is dit 'n uiters belangrike deel van ons geloofslewe. Ons het die gedeelte begin saamlees in die middel van 'n argument. Eintlik, in die middel van 'n argument, aan die einde van 'n preek. Want die hele boek Hebreërs is een lang preek oor die verhewendheid van ons Here Jesus Christus. Dat hy groter is as al die Ou-testamentiese figure en al die Ou-testamentiese seremonies wat voor hom gekom het, wat eintlik het skaduwees was, wat heen gewys het na Jesus toe. En dan volg daar aan die einde van hierdie preek 'n toepassing op gelowiges se lewe, en die laaste van die hoofstukke gaan vir ons as gelowiges, word ons baie mooi, dit gaan oor die geloof wat ons moet hê, die hoop en die liefde. Dat ons daarin volhard. Dus die skrywer kom dus in die laaste gedeeltes by die aansporing van die geloof, by die aansporing van die hoop, by die aansporing van die liefde, hier by die skerpunt, hierdie doel, hierdie toepassing van, hy het gepreek oor Jesus, so wat moet gebeur in my lewe? Hy het juist gepreek dat hulle nie moet afvallig word van die geloof nie, dat hulle wat wil wegbreek en terug aan die Joodse geloof moet bly, maar hoe moet hulle lewe dan ingekleed word? En juist met die toepassing van die dringendheid, hierdie opdrag wat te gee, bring hy die gelowiges en sê, maar daar's twee berge, daar's 'n berg waar gelowiges destyds gekom het, en hier is dan 'n berg van julle as gelowiges van vandag. Die gelowiges het destyds by die berg Sinai gekom, en wat daar gebeur, die openbaring van die Here, die woord van die Here was so groot, dat almal gebeel het. Die mense het in angs geval. Die volk het gesmeek dat hulle nog 'n woord hulle gerig moet word nie, en die bevel dat die diere moet sterf in die berg raak was hulle te erg. Dit was so erg dat selfs Moses uitgeroep het. Maar vir gelowiges van vandag het by soveel meer heerlikheid as dit gekom. Gelowiges vandag het by die Sionberg gekom, die berg van die lewende God, by die hemelse Jerusalem met die miljoene engele, by Jesus as die middelaar van die nuwe verbond, by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig is, bloed van Abel. Gelowiges vandag het gekom by die geeste van die wat vrygespreek is nou volmaak is. Dit is die heerlikheid wat gelowiges vandag aanskou deur die geloof. 'n Groter heerlikheid as wat die mense by Sinai gesien het. En juist daarom kom hierdie opdrag, pas op. 'n ernstige opdrag, 'n ernstige woord wat gebring word om hele argument van die preek huis te bring. Hierdie kontras tussen die berg Sion en die berg Sinai. Die gevolg is verskriklik van dat afvallig word. Want Sion is baie heerliker, en die verskrikking baie groter. En daarom moet ons hom wat met julle praat nie afwys nie. Die Here het gepraat met die gelowiges by die berg Sinai,
En die Here praat nog steeds. En hierdie praat is baie duideliker. Is baie groter openbaring. Hy het sy goddelike woord op die aarde laat hoor en sommige het hom afgewys en dat nie sy toorn ontkom. Hoeveel te meer met ons nou ag stel op die woord van die Here. Die aarde het tevore gewankel en alle tydelike dinge sal ook wankel finaal weggeneem word sodat die onwankelbare dinge kan bly. En dit gebeur met die Here se wederkoms. Dan sê die Hebreërskrywer daarom, omdat ons onwankelbare koninkryk ontvang het, as 'n sekerheid vir ons as gelowiges oor die erfenis wat die Here vir ons gee. 'n Belofte van die Here wat hy vir ons bewaar. En die Here kan nie ontrou wees in sy beloftes nie. Omdat ons daarvan seker is. Daarom dat ons ag slaan op die woorde van die Here en dat ons daarom aanhou om dankbaarheid te wys en dat ons hom dankbaar dien in eerbied en ontzag. En dit moet gebeur dat ons leef volgens die wil van die Here. Ons aanbidding moet lyk soos die Here dit voorskryf. Ons kan nie self bepaal wat vir ons goed en reg en aanneemlik is nie. Ons moet hoor wat die Here vir ons vra en daarvan ons leef. Want so verheerlik ons die Here. Onthou dat die Jode aan wie die Hebreërsbrief geskryf word, wil almal teruggaan na die Joodse geloof, hulle het baie vervolging ondergaan. En daarom het hulle gedink is makliker as hulle teruggaan na daardie voorskrifte wat hulle deur Moses ontvang het en nie die nuwe voorskrifte wat deur die apostels wil gegee word nie. En dan kom die Hebreërskrywer en sê, maar moenie. Daar's baie meer heerlikheid nou en daar's ander opdragte wat die Here nou vir ons gee. En leef dit, want ons God is 'n verterende vuur. En die laaste vers is 'n vers uit Deuteronomium 4 vers 24 waar die Israeliete gewaarsku word in die gevaar om nie die verbond van die Here te vergeet nie. Die Here se aard het nie verander nie, hy is steeds 'n verterende vuur. Hy is steeds die verterende vuur teen die bose, soos homself by Sinai af verklaar het. En as in die huidige bediening ook die genade van die Here verag, sal die oordeelsdag steeds 'n dag van verskrikking wees. Want dan is die merkwaardige wat hierop volg, is wat die Here se wil is, en al die heerlikheid wat ons as gelowiges ken, en al die heerlikheid wat die Here vir ons openbaar. Wat is die Here se wil? Dis iets wat weggesteek is, nie iets wat ons self moet ontdek nie. Die Here maak dit baie duidelik bekend vir ons, hy wys ons al die heerlikheid, hy wys vir ons Jesus, wat soveel meer heerlikheid bring. Hoe moet ons lewe nou lyk op grond daarvan? En dan word het baie mooi uitgedruk in hierdie opdragte wat gegee word in Hoofstuk 13. Hoe 'n lewe van dankbaarheid lyk. En wat ons dan in die hoofstuk sien, is dat daar praktiese maniere is oor hoe liefde uitgeleef moet word. Dat al die opdragte wat gegee word, wat volg op hierdie heerlikheid wat ons weet van die Here, is opdrag wat gaan oor liefde. Die eerste opdrag is die van die broederlike liefde. En die broederlike liefde gaan daaroor om mekaar te ondersteun en mekaar te dra, mekaar te help. Het word eintlik al gesê in teenstelling met die antieke tye se resies wat mense nie mekaar gehardloop het, want daar was haat en afguns en mekaar afgedruk. En die opdrag is oor broederlike liefde wat mekaar oor besorg is, om mekaar lief te hê, op enige manier moontlik om mekaar op te bou. Maar dan kom die eerste opdrag wat baie meer spesifiek is. En is merkwaardig hoe hierdie die eerste spesifieke opdrag is na al hierdie prediking, na al hierdie skerpheid van die preek waar hy kom oor hoe toegepas moet word, oor die liefde, dat het gaan oor gasvryheid. Omdat die Here Jesus Christus meer en groter is, omdat God die woord in die hemel vir ons gegee het, omdat ons die Here uit eerbied met vrees en gehoorsaam moet wees in sy opdragte, omdat ons sekerheid het oor die onwankelbare koninkryk wat ons ontvang, daarom kom die opdrag wees lief vir mekaar en spesifiek, moet nie nalaat om gasvry te wees nie. En nou is die vraag wat mens hoor
as ons vandag die woord gasvry hoor? Wat dink ons as ons dit dink? In ons westerse konteks dink ons baie keer, maar goed, as ek gasvry is, dan nooi ek mense oor vir ete, en ek dek die tafel baie mooi, en ek berei groot ete voor vir die mense, sit vir hulle voor. Mense dink eintlik dat alles presies netjies en reg moet wees as mense daar kom. Maar in die Bybelse tyd was gasvryheid nie heeltemal dieselfde as vandag nie. Wat nie gegaan daaroor om iemand te onthaal of te vermaak nie. Bybelse gasvryheid het daar gegaan om liefde teenoor iemand te wys wat heel moontlik hulp nodig gehad het, deur hulle in jou spasie in te bring. Die omstandighede was natuurlik baie anders in daardie tyd gewees. Daar sou baie reisigers gewees het wat gasvryheid benodig. Veral dan ook mense wat terwille van die evangelie gereis het, boodskappers of evangeliste wat gegaan het, wat blyplek nodig gehad het. Hulle sou op 'n plek opdaag, heel moontlik op 'n ongeskeduleerde tyd, en dan sou hulle behoefte gehad het aan behuising en aan kos. Daar was herberge, maar dit was soms gevaarlik vanweë rowers wat mense daar sou inwag. En daarom was dit noodsaaklik dat huise opgestel moes word. Jy moet ook aan daardie behoeftes voldoen. Dit is nie gegaan daaroor om mense te onthaal en te vermaak nie, dat alles perfek en reg moes wees nie, maar dit daar gegaan om bereid te wees om ander te dien, deur dit te ontvang. Ons hoor baie mooi van 'n voorbeeld van 'n gelowige wat dit gedoen het in 3 Johannes, as al geskryf word, liewe Gaius, jy handel reg wat jy vir jou medegelowiges doen. En dit nog terwyl jy hulle nie eens geken het nie. Laat hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Help asseblief vir hulle verdere reis op so 'n wyse soos God het verwag. Want hulle is op 'n reis om Christus te verkondig. En hulle ontvang niks van die heidene nie. Dis ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. So om gasvry te wees, beteken eintlik maar dat jy jou lewe oopstel, dat jy jou lewe saamleef met hulle wat die Here oor die pad bring. Want in daardie gasvryheid moet jy liefde bewys en eintlik jou heel mees intieme dinge deel. Jy deel jou privaatheid, daai spasie wat jy het, wat eintlik net joune is. En dit kos jou moeite, dit kos jou geld, dit vat vir jou tyd. Deur gasvryheid deel ons lewe met ander mense, maar as ten koste van jouself. Jy moet vir jouself opoffer om gasvry te wees. Maar hoor baie mooi, het staan daar in Hebreërs, wat sê die Hebreërskrywer? Hy sê, moenie nalat om gasvry te wees nie. Die ou Afrikaanse vertaling sê, moet dit nie vergeet nie. Hy gee dus 'n bevel, en die bevel is nie net, wees gasvry nie, hy sê, hou aan daarmee en sorg daarmee dat jy dit nie afskeep nie, moet dit nie vergeet nie. Daar kan dus 'n doelbewuste nalatiging wees, 'n doelbewuste oorsig daarvan wees, asof die eerste ding is wat nie meer jou aandag geniet nie, asof die eerste ding is wat mense sal afskeep, en nou bring hy dit heel eerste weer onder hulle aandag. Die opdrag is dus, volhard daarin, hou aan daarmee, moenie eers 'n stukkie daarvan prys gee nie. So die implikasie is, want heel moontlik doen die gemeente dit. En hoekom sal gelowiges ophou om gasvry te wees? Wel in daardie gemeente kon die situasie dalk juist daar so gewees het dat dit kon gelei tot jou eie vervolging. Want die gelowiges is vervolg vir hulle geloof in daardie tyd. En nou huisves jy gelowiges, mense sien dit, en jy deel in daardie verdrukking. Want die hele preek is juist geskryf omdat mense oorweeg om terug te keer na die Joodse geloof. So as ek my huis oopstel en mense sien dit, kan mense dalk nie my diskrimineer en my vervolg. Maar nou is die vraag, hoekom sal ons nie gasvry wees nie? Wat is die rede hoekom ons nie ons huise sal oopstel nie? En ek dink die grootste rede is, want dit gaan jou definitief kos. Dit gaan jou geld kos. Dit gaan jou tyd kos. Dit gaan jou gerief kos en moeite wees. Mense dink al partykeer, maar ek wil nie mense te nakom nie. Ek het nie iets wonderlik om vir hulle te bied nie. My huis is klein en my huis is nie mekaar. Ek wil nie dat ek dit oopstel vir ander mense nie.
Wat ons dus daarmee sien, is dat ons ywer vir die evangelie afneem en ons premie vir ons eie gemak of privaatheid toeneem. Wat ons ook baie duidelik in die algemene opdrag moet hoor, is dat gasvryheid is nie 'n spesifieke geestelike gawe nie. Iemand kan nie redeneer, maar ek het die gawe van geld en ek het die gawe om iets vir iemand anders te gaan doen, maar ek het nie die gawe van gasvryheid nie. Gasvryheid is alle gelowiges verantwoordelikheid. Gelowiges in 'n gemeente moet dus bekend wees daarvoor dat hulle gasvry is. Paulus gee die opdrag in Romeine 12 vers 13: Wees toegewy aan mekaar en streef gasvryheid na. In ander woorde, om dit na te streef, wat Paulus sê, is maak dit 'n prioriteit. Streef dit na, dit moet jou eerste wees. Hoe kan ek gasvry wees teenoor my medegelowiges? En doen dit. Ook Petrus sê dit in 1 Petrus 4 vers 8. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. En wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. En hoe wonderlik is nie, al drie hierdie tekste bind gasvryheid baie nou saam met liefde. Met naaste liefde, met liefde vir gelowiges. 'n bewys van liefde vir mekaar. 'n bewys dat ek myself aan ander gelowiges gee. En dan sê Petrus, doen dit sonder om te kla. En hoekom is dit nodig om vir gelowiges te sê, wees gasvry, maar moenie kla daaroor as jy gasvry is nie. Want kan gebeur dat as jy jou huis vir mense oopstel, die ander mense die dalk nie leef soos jy leef nie. Hulle is dalk nie so netjies nie, hulle is dalk nie so bedagsaam nie, hulle is dalk nie dankbaar vir wat jy doen nie. Hulle maak jou huis teen mekaar, hulle maak moeite, hulle kinders raas. En dalk kan dit oor tyd maak dat jy kla oor gasvryheid en ophou om te doen. En tog, sê Petrus, hou aan, sonder om te kla. Dis nog die verder merkwaardig van gasvryheid en die geestelike volwassenheid die geloof, dat gasvryheid word gelys as een van die eienskappe wat ouderlinge voor bekend moet wees. In die lys wat Timoteus ontvang vanaf Paulus, lys hy die eienskappe waar die Heilige Gees en iemand moet werk, dat hy bekend wees met daarvoor, dit moet tekens in sy lewe wees, iemand kan sien, dat iemand wat 'n geestelike volwasse persoon is, iemand wat 'n herder is, wat oor die skaap moet toesig hou, is iemand wat gasvry moet wees. Hulle moet bekend wees daarvoor. Hulle moet eintlik wys vir die gemeente, voorloop daar, wys vir die gemeente hoe dit lyk. En dan volg daar die verdere motivering in die opdrag van die Hebreërs. Hulle sê, want sommige het engele gehuisves, sonder dat hulle dit weet. Dit is die verwysing hier natuurlik na die aartsvader Abraham en die geskiedenis in Genesis 18. Waar ons die volgende hoor, dat terwyl op die warmste van die dag by sy tempel deursit, kyk hy op en hy sien 3 mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tent weer af daartoe gedraf en daar voor hulle gebuig. Hy het gesê, meneere, u sal my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u voete daarin kan was. En kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry. En ek wonderlik dat hy nie geweet nie, hy het gasvryheid betoon. En as die bedoeling van die Hebreërs skrywer nie dat jy moet hoop dat jy die engel Gabriël wil kry as jy jou huis opstel nie. Hy moedig hulle nie aan dat hulle moet hoop dat dit 'n fisiese engel is wat vermom is nie. Dit gaan nie daaroor dat jy soveel mense moet nooi wat hopelik is een van hulle 'n engel nie. Maar dit gaan daaroor, soos die gebeure van Abraham, dat dit 'n gawe van seën bring wat jy nie verwag het nie. Maar die punt is dat die Here ook sal seën in die werk wat jy doen. Dat die seën wat ons ontvang is groter as wat ons gee. Ons hoor die woorde van Jesus in Matteus 25, waar Jesus vir die skape geseënd noem deur die Vader, omdat hulle die geringste dinge
aan een van die broers gedoen het, het hulle dit ook vir hom gedoen. Daar is 'n groter seën betrokke as jy hierdie dinge doen. Dis die verstommende van ons geloof. Jou geloofsdade is nie 'n gestruktureerde godsdienst nie. Met ander woorde, jou dade wat God verheerlik, is net jou aanbidding en die erediens of teenwoordigheid op 'n uitreik of Bybellees of gebede nie. Jou aanbidding van die Here word ook gewys in die goeie werk wat jy doen, in die liefde wat jy wys vir ander mense. Dis vir die skape en verstomming laat die Here hierdie woorde sê. Hulle kan nie eens dink, hulle kan nie eens onthou wat hulle alles gedoen het vir mense nie. Hulle kan nie eens onthou van water wat hulle vir iemand anders gegee het nie. Maar die herder weet dit. Is vir hom gedoen. Dit lyk op 'n menslike vlak betekenisloos om net iets vir iemand kleins te doen. En tog, het so groot betekenis. Ons hoor die pragtige woorde van Jesus in Markus 10, aan die ryk jongman, wat nie sy goedere wil prysgee vir die koninkryk nie. Dan sê Jesus, dit verseker ek julle, daar is niemand wat terwille van my, terwille van die evangelie afgesien het van sy huis, of broers, of susters, of moeder, of vader, of kinders, of eiendom nie. Of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel. Hy kry huise. Hy kry broers en susters en moeders en kinders en eiendom. Saam met baie vervolging, maar hy kry al die dinge en ook die bedeling wat kom, die ewige lewe. Hoor wat ontvang jy wat die Here sê, dat wanneer jy in die koninkryk ingaan, is daar soveel meer wat jy ontvang, dat jy kry soveel meer huise. Jy mag dalk jy verloor, maar daar is soveel ander wat vir jou sal oopgaan. Jy mag ook jou eie gesin met verloor, maar daar is soveel meer wat vir jou sal oopgaan. As jy is hier, die spontane liefdesbewys is die goeie werke wat ek gasvry is my huis oopmaak vir ander mense wat ek nodig het. Ons is hierdie groot opdrag van die Here ook, dis om gasvry te wees. Om mense te ontvang ten koste van onsself, want dis die evangelie. Die Here vra nie van ons om iets te doen wat hy nie self doen nie. Die evangelie is juist dit, dat Jesus Christus het nie sy godheid beskou as iets om aan vast te hou nie, maar hy gerief, hy God vir jy is prysgegee, hy die ongerief van die menslike natuur aangeneem. Hy kom nie om vir mense te sterf wat sy beste vriende is nie. Maar hy het gekom vir ons te sterf toe ons nog vyande was. Hy het die liefde is nie net vir broers gewys, maar vir vreemdes. En hy doen dit. Hy gee sy lewe en hy sterf in die kruis vir ons. Sodat hy ons ewige gasheer kan wees. Psalm 23 vertel baie mooi hoe die Here nie net ons herder is nie, maar hoe die Here gasvry is, dat hy die groot gasheer is. Psalm 23 vertel van die Here wat ons lei in hierdie lewe, maar die Here wat ons ontvang ook, van die mens wat swaar het en moet rondbeweeg en die thuis is op 'n plek nie, van die mens wat kom aansit en kom woon, dat aan die ander kant van die dal van die doodskaduwee word die goeie herder die hemelse gasheer. En hoor die mooi woorde soos Dawid het stel, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Met sy eie hand sit hy 'n maaltyd vir ons voor, met sy eie hand salf hy die hoofd, of sy salf vir ons hoofd met olie. Met sy eie hand hou hy ons bekers vol, soveel dat dit oorloop. En die Here self sorg as gasheer vir ons, vir die oorvloed. En hoewel hierdie woorde van toepassing kan wees, na hoe die Here oorvloedig voorsien, in alles wat ons nou ook hier nodig het, verwys dit in besonder ook, hoe die Here ons eendag, uit die bruidom van die lam, oorvloedig sal seën met sy teenwoordigheid. Psalm 23 vers 6 stel al baie mooi, dat die goedheid van die Here sal my tot in ewigheid volg. Op grond van wie die Here is, op grond van sy beloftes,
sal hy goed wees vir sy kinders. En hoor baie mooi, ons sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Ons sal nie uit vreugde vind in die huis van die Here nie. Ons gasheer sal ons vir ewig in sy teenwoordigheid ontvang. En 'n gasheer ontvang gewoonlik gaste. Jy is nie net 'n gasheer vir jou huisgesin nie. Kuiermense wat kom en gaan, is gaste. Maar die feesmaal vir die lam wat ons gaan hê, is net 'n eenmalige gebeurtenis, dan stuur die Here ons weg nie. Dan gaan ons weer verder op die reis nie. Ons reis is dan op 'n einde. Die Here, wat ons gasheer is, ons ontvang, ons vir ewig by hom sal hou. Dat daar die swerwers wat kom en kom aan by die feesmaal, vind 'n tuiste. Dat ons dan nie meer sal swerf nie, maar vir ewig by die Here sal woon. Dis wie ons Here is. Dis waarheen ons gasvryheid wys, dat die Here, wat die groot gasheer is. En daarom val vir ons om ook nie nalatig te wees daar nie. Broers en susters, ons kom terug by die vraag oor hoe lyk jou lewe in jou gasvryheid. Word ons ouderlinge geken daaraan? Bestaan huisbesoeke daai dat jy jou huis vir hulle moet oopstel? Of bestaan dit ook andersom? Stel jou huis vir jou oop? Hoe ontvang ons mense? Hoe bedien ons mekaar? Hoe stel ons spasie oop vir mekaar? As jy is hier deur ons liefde vir mekaar wys, en mekaar so bedien. Dien dis gasvry in die gawes wat God jou gee. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank die Here vir soveel genade wat U ons bewys. Dat ons U liefde mag ervaar op so baie maniere, maar besonder ook dat U ons vir mekaar gee en vir U kerk gee, om mekaar te kan bedien op so 'n manier. Dat ons bedag sal wees, besorg sal wees vir mekaar se behoeftes, dat ons mekaar sal bedien, en besonder ook as dit nodig is om gasvry te wees teenoor mekaar. As gemeente, maar en besonder ook as U liggaam. En ons dank U Here dat ons U ken, ons dank U dat ons kan weet dat U ons ontvang, dat U ons laat deel kry aan die groot genade, dat ons Here Jesus Christus aan die kruis vir ons woonplek by die Vader gereed gemaak het. Daar baie woonplek is, en dat U ons so ontvang. Mag ons daarom ook so ons liefde wys, om U daardeur te verheerlik. Amen. Ons gee 'n geleentheid vir die liefdegawe om opgeneem te word, en direk daarna sing ons saam Psalm 116, verse 7 tot 10.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly by elke van u. Amen.